weer in ons sterke vervloekte bos. Daar staan allemaal geskryf, vervloek is elkeen wat aan hout opgaan. Daardeur gaan ons hulle wat nie Jode is, en deur Christus die deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Dus ek gaan nou voorbeeld by die gewone lewe neem, want dit is 'n mens wat maar net mense werk, wat net mense werk is, eet geldig is, kan niemand het om geld maak of iets daarom toe. God het sy belofte aan Abraham en aan die nakomelinge gegee, daar staan nie aan nakomelinge nie, maar aan een, aan jou nakomeling, aan jou saad, net een, en hierdie nakomeling is Christus. Hiermee wil ek sê, God het 'n verbond met Abraham gesluit en dit toe al geldig gemaak. Die wet wat 430 jaar later gekom het, kan nie hierdie verbond tot geldig maak, sodat God se belofte aan Abraham nie meer sou geld. As mens dit wat beloof is, kry op grond van onderhouding van die wet van Moses, kry jy dit nie op grond van die belofte nie. En het God sy genade aan Abraham gewys deur 'n belofte. Wat 'n doel dien jy dan? Later wys dit ook 'n gevolg van die sonde en dit bedoel vir die tyd van die nakomeling, dis Christus, op wie die belofte betrekking het, sou kom. Engele het die wet deur middel van 'n tussenganger aan die volk gegee, maar as hulle een is wat handel, is 'n tussenganger nie nodig nie, en God is net een. Wil ek nou sê dat die wet van Moses in stryd met die belofte van God beslis nie? As die wet gegee was op die status van die ware lewe, sou mense inderdaad vrygestel word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Die belofte tot dit die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat die geloof gekom het, is ons die ewig gevangen gehou en bewaak tot in die tyd van die geloof sou aanneem. Want dat is onder die toesig van die wet wat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van die geloof kom, staan ons nie meer by die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou al kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Het maak nie saak of iemand dood is, of die saak vryman, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Ek weet hier is baie moet praat. Ons fokus vanmôre op vers 10 en 11. Maar almal wat staat op die onderhouding van die wet val van die vloek, en dan staan geskryf, daar is 'n vloek op elkeen wat nie skriklik alles doen wat in die boek van die wet geskryf staan nie. En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal leef. Ek kyk vanmôre na seën en vloek. En ek weet julle al gehoor het, ek het al mense gehoor sê, ons net nie seën of vloek oor mense uitspreek nie, want ons woorde het krag. Ons woorde het die onsigbare mag oor ons lewe. Mense kan jou aanmoedig daar buite baie keer om lewe te spreek, jy moet nie doodspreek. Al hierdie dinge sny saam oor hoe mense dink oor die konsep van seën en vloek in die Bybel. Oor hoe mense dink of daar regtig krag is in die tong en in die woorde van die mens
Vriende, hoe kan los van God se soewereiniteit? Hoe kan los van God se wil enigiets plaasvind? Hoe kan dit werk? Alles wat met jou en my gebeur, is binne God se wil. Al is dit sy toelaatende wil. Alles. So as ek moet vloek oor iemand anders uitspreek, is die enigste manier hoe dit gerealiseer kan word, as God dit wil. Dan kan niks rondom sy wil gebeur nie. Dit is die eerste plek. En die tweede plek is, as ek 'n vloek oor 'n gelowige uitspreek, wat onder die bloed van Jesus Christus is, en wat heilig is, hoekom sal God toelaat dat daardie vloek gerealiseer word in ons lewe? En sy het baie besondere toedoen om ons te laat groei en ons te leer. Jy hoef nie dinge wat mense oor jou uit te spreek te vrees nie. Jy hoef nie. Jy het vryheid in Christus. Jy het God wat klaar gesê het wie jy is in hom, wat jou klaar losgekoop het, wat jou vryheid gegee het. Wat vir my nog vreemder is rondom hierdie ding is dat dit klink baie keer as mense hierdie goed sê of doen, dan klink dit asof hulle God inroep en vir hom beveel wat hy moet doen. Ek moet net waak dat ek nou een of ander iets uitspreek wat nou kan waar word, dan moet ek net waak want my woorde het krag en dit gaan waar word. My vriende, my vriendin, jy het geen krag in jou woorde nie. Wat doen jy? Jy is besig om God te beveel om 'n sekere ding te doen. Maar God laat hom nie beveel nie. Die Gees van God laat hom nie beveel nie. Hy laat hom nie voorskryf oor wat hy moet doen en nie moet doen nie. Weet jy? Wat dink jy kan vir God beveel wat moet gebeur? Romeine 9 sê, maar jy is ook 'n mens. Weet jy wat jy vir God aandoen? Spreuke 8:13 sê, die vrees van die Here is 'n behaaglike plek is hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wat in hy geagte van God haat hy. Dit is hoogmoedig. Beteken dit ons mag nie vir mense seën toewens nie? Natuurlik nie. Mag ons dit doen. Natuurlik mag ek sê,
dat hulle dit wat in heerlikheid moet kom, reeds vir die nou het. Dis ongeduldig. En waarmee wil ek afsluit kom? Ek vat saam. Die mens word geskakel onder die Gees van die Here en hy het vrye wil om onder die Gees van die Here te leef, om ook om te kies om 'n vyandskap met God te hê. Die mens besluit om God te verwerp en so gaan hy dan onder die vloek van die Here in en ook word sonde deel van sy lewe. Die mens staan egter magteloos teenoor die sonde en ons het Jesus Christus nodig wat ons die ware seën word. Maar as dit ook onder wat terugkom. Dit onder terugkom en ons finaal kan verlos van die gevolge van die sonde, ons nie droogte en siekte en pyn en pyn en ons het oorvloed gaan gee. Hy wat kan terugkom en ons finaal kan verlos van die sonde en wat dit in ons lewe bring. En ons kan in ewigheid as gelowiges onder sy seën lewe in volheid geluk, vrede en heerlikheid. Wat die kerk nodig het, ons moet geduldig wees. Ons moet geduldig wees. Sy dan Jakobus 5:10. Kom nou julle ryke, ween en huil oor die ellende wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe, julle eer is deur mosse verniel. Julle goud en silwer is verroes en julle roes sal soos getuienis in julle wees, soos 'n vuur julle gees verteer. Julle skatte vergader in die laaste dae. Kyk die loon van die arbeiders wat julle land afgelos het, wat julle agterhou het, roep uit, met geroep van die maaiers het gekom en die ore van die Here van die leerskare. Julle is op die aarde en beelderig en op bande gelewe bly. Julle het julle harte ingevoer soos op slagdag. Veroordeel verhoor julle die regverdig. Hy versukkel nie jou teen julle nie. Wees dan oor mooi geduldig, broers, tot op die wederkoms van die Here. Kyk die landbouer wag op die kosbare vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat hy die vroeë en die late reën ontvang. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte aan die wederkoms van die Here. Dis naby. Versterk julle harte. Wederkoms van die Here is naby. Kom na tyd, ons is ooit leef hierdie naby van ons lewens. Amen. Ek wil net vir ons raak hier met die stil en steeds dat ons so maklik en daar's krag in dinge wat ons sê. En jy raai is dinge wat invloed op mense maar al die Here erken en bely ons Here onder die druk. En gee dat ons gelowige daar waar mense ons vloek, ons verneder, ons vloek vir ons uitspreek oor ons Here, dat ons eerder hulle sal sien. Dat ons sal bid vir daardie mense. Dat ons sal vra Here dat U ook U genade oor hulle uitstort. U seën oor hulle uitstort. En dat ons nie sal vashou aan goedjies in ons lewe wat eintlik maar net vorme van afgoderry is nie. Maar dat ons in diep afhanklikheid van U sal leef. En gehoorsaamheid aan U sal leef. Dat ons tot U sal nader deur U wat verenigd is wat heel en ons wil ons sonder dit geniet, dat U dit ons geneem. Dit is in die waterland, dit is in dit is in ons vriende, dit is in jou gesin, dit is sonder vir hulle lewe, dit is die mense, vra, die vir hulle ook sal dra, dink aan Johanne, wat saam met die Saal